As jy saam met bekendes by mekaar is, dan is die helfte van die spanning weg en dan betrap jy jou dat as dit bekend is jy super gespanne, want jy besef nou moet ek nie verkeerd trap nie. So, die belangrikste wat hier moet wees is Christian wat vandag gedoop gaan word. En dit is so 'n spesiale iets om gelowiges se kinders te kan doop. En daar gebeur 'n goddelike iets, want die almagtige God verbind hom aan 'n kind wat niks verstaan nie. Niks van weet nie, hy gaan groot word en hy gaan ergens hoor, maar hy's gedoop in Onrusrivier gemeente. En wat hom meer deur mekaar gaan maak is dat hy is 'n dooplidmaat van Huisie Weer gemeente, want dit is waar Corneille en Ilse en Gia se lidmaatskap lê, en eendag skuif hulle dit dalk na 'n plek toe waar hulle dit graag wil hê en waar hulle inskakel, en so ons is dankbaar daarvoor. En elkeen kom hier aangejaag. Ons het by ons huis oor mekaar geval om aan te trek en weer uit te trek en weer aan te trek en te besluit dit gaan op hier is te warm en die mou is te lank ensovoorts. Maar hier is ons nou en ek wil hê, kom ons raak net so 'n bietjie rustig en kom ons vra vir onsself, wat kom doen ons hier, wat gaan hier gebeur, en aan God die eer, is dit die rede hoekom ons hier is, dis wat ons graag wil doen, want dit beïndruk ons lewens. Baie keer doen ons hierdie ding, as jy vir my goed is ek vir jou goed terug. God sê, ongeag wat jy doen, ek verbind my aan jou. En dis besonder. So kom ons maak ons oë vir 'n oomblik toe. Kom ons wees sommer net rustig. Kom ons stel onsself oop dat die Heilige Gees en God se teenwoordigheid ons aanraak. Kom ons sing dit saam, as julle dit kan. En U sorg vir ons. Wat ons het, kom alles van U af. Dankie dat ons saam met die psalmdigter kan sê, omdat U by ons is, daarom sal ons nie struikel nie. Seën ons in U teenwoordigheid saam. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan 'n loflied sing. Miskien het julle nou nie die Onse Vader so lekker geken nie. Dalk ken julle nie die ander twee nie, maak nog steeds die saak nie. So, as julle okay om so te sit en sing, of wil julle staan, as julle gemaklik so raai, sing ons net so. Ons gaan hierdie liedjie sing op die agterkant, nommer 3, loof die Here, hy is goed, dis 'n kort enetjie, en dan neem hy lewe, sommer net na dit. Daarna sal ons die woordverkondiging doen, sommer terwille van Christian wat gemaklik is, en dit geniet hierso in ons teenwoordigheid. So, ons word gedoop omdat die Here 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het, vir Abraham die vader van al die gelowiges. Het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond waarin God sê, ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Pasga gegee as tekens dat hierdie verbond geldig is. Daarna het Christus gekom in hierdie verbond in sy persoon en in sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart vir sy disippels gesê, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en om ons te seën. En van ons vra hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal volg. Sodat almal kan hoor dat julle opreg in Christus glo, dat julle begeer om die doop te ontvang, of Christian dan nou, wil ek hê dat julle op die volgende vraag antwoord. Nou, ek weet nie of julle op Ilse se troue en Corneille se troue was nie, het ek 5 simbole gebruik. En die heel eerste een was 'n Bybel, en die tweede ene was sulke biddende handjies gewees,
en die derde ene was 'n kierie gewees, en die vierde ene was so 'n botteltjie met olie in, en die vyfde een was 'n wynbotteltjie gewees. Ek gaan dieselfde weer doen, en ek gaan weer vir julle vra, hierdie 5 elemente. Wil julle, glo julle, beloof julle dat die woord van God in julle lewe sentraal sal wees? Dat julle Christian en Gia sal leer van die woord? Dat die woord, sy maak dat julle haar God se woord en hom God se woord sal leer. En beloof julle dat julle vir hom sal bid. En eintlik beloof ons dit saam. Dis wat hier gebeur. Ons wat hier is sê, ons gaan nie vir hulle alleen los nie, ons gaan vir hulle bid, ons gaan vir hom bid. Deur al die struggles in sy lewe, gaan ons hom bemoedig en aan die Here opdra. En die derde een is die Kyrie, wat eintlik sê, dat Jesus is ons herder. Hy kyk na ons, hy versorg ons. Soos 'n skaapwagter na sy kudde kyk, so kyk God na ons. Maar ons stel hom ook bekend aan die herder. En ons vertel hom van die herder, wat ook in sy lewe teenwoordig is. En soms is ons die herder, want ons neem daar 'n rol oor, om soms profeties te sê, vir ons kinders, om vir hulle te sê, die Here sê, die Here is by jou, die Here sê, hy sal jou beskerm, en hy sal jou omvou. Die olie is, dit wat is in ons en God gebeur, waarmee ons ook ons kinders salf, om die mooi wat ons van God kry, die spesiale oomblikke, die seëninge, amper sê daai ongelooflike aanraking, wat ons net weet, dis die Heilige Gees van God, wat hierdie vir my openbaar, om dit vir ons kinders ook deur te gee. En die laaste een was die botteltjie wyn. Binne in daai sakkie wat ons gemeente gee, is 'n kers waarop sy naam staan. En om eintlik, soos wat ons onsself met die nagmaal herinner aan dit wat Jesus Christus gedoen het, beloof julle om ook vir hom te herinner aan wat by die doop gebeur het. Dat hy niks verstaan het, dat hy nie eers geweet het nie. Ek dink die Engelse gebruik 'n woord iets soos prevenient grace. Vooraf genade, voor ek nog geweet het, voor ek nog gekies het God gesê, ek verbind my aan jou. Beloof julle om hierdie fees saam met hom te vier. En al is dit op sy verjaarsdag, dit maak nie saak nie, as julle onthou nou, 21 Desember is nou maklik om te onthou, dis die dag waarop Christian gedoop is. 21 Desember steek jy die kers aan, en jy vier die fees om te sê, op hierdie dag het God hom aan jou kom verbind. So, is dit julle opregte voorneme, om hierdie vir hom en vir julle kinders, vir julle gesin te lewe? Wat is julle antwoord hierop? Ja. Wonderlik, kom ons gaan staan daar. Christian Cornelius Draai, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, net geloof kan verstaan wat hier gebeur. Net geloof kan voor u buig en sê, Here, ons verdien nie. Ons verdien nie hierdie genade nie. Net geloof kan sê, dankie, Here. Dankie dat u aan ons verbind. Dankie dat u oor klein Christian se lewe skrywe. Jy is myne. Ons prys u daarvoor en ons bid u guns oor sy lewe. Ons bid dat u vir Corneille en vir Ilse die insig, die wysheid sal gee, en vir Gia en vir Christian so groot te maak, dat hulle u sal lief hê, en dat hulle u sal volg, en sal gehoorsaam. Ons prys u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons luister net na 'n lied, 'n seënlied, wat sommer net vir hom ook gesing word.
Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die betekenis van sy naam is dat beteken gesalfde volgeling van Jesus Christus. Gesalfde volgeling. En ook beteken dit gelowige. So die draer van die naam verteenwoordig 'n volgeling of 'n gelowige in Jesus Christus. So, dis net so spesiaal. En die tweede naam Cornelius beteken koninklik. En as ons nou dink aan Cornelius in die Bybel, was mos 'n hoofman oor 100 gewees, en hulle het hom ook ingeroep toe Petrus die Here Jesus wou aangeneem het en wou volg. En eintlik sou 'n mens kon sê die naam Cornelius beteken koninklik, so met ander woorde hoofman oor 100, hoofman wat uitgaan en mense na die Here toe bring, gelowige en volgeling van Jesus Christus. Dit is net so mooi en so spesiaal. Ons gaan lees uit Jesaja 43, maar ek wil begin heeltemal op 'n ander punt. Ek hou van die boek Habakuk, wat vir my net so verskriklik mooi is, en ons ken almal mos nou Habakuk stop aan die einde 3 vers 17 waar hy sê, al sal daar niks wees nie, nogtans sal ek juig en jubel in God wat my redder is. Maar in hoofstuk 2 staan daar hierdie mooi gedeelte, of eintlik in hoofstuk 1 ook al, dan sê hy, maak in ons dae u dade sigbaar. Jy weet die gevaar is mos, dat jy kan 80 jaar oud wees en jy kan niks, jy ken nie die dade van God nie, jy kan dit nie sien nie, jy ervaar dit nie, jy beleef dit nie. Habakuk sê, maak dit aan my bekend, Here, ek wil dit sien, ek wil daaroor praat, ek wil bly wees oor die dade van God. Nou as ek nou na Corneille en Ilse se lewe kyk, dan voel dit vir my
ek sien die dade van God in hulle lewe. Ons as ouers, wat hulle sommer net so van hulle kalverliefde dae leer ken het, en kwaad was oor die sevens, waartoe hulle op pad was, wat hulle vir Chris gaan ondersteun het, en daar in die aantrekkamer, topkamer, die beker, ek het gedink, wat is besig om te gebeur? Ek kan nie glo wat besig is om te gebeur nie, en hier vat Ilse, dogtertjie uit Bloemhof uit, staan met die beker, net langs haar, die volgende oomblik hoor ons, dat Corneille beweeg sommer nader en hy vra om uit te gaan, en die volgende jaar sien ek nog in my gedagtes hoe Chris sy ma bel om te vra, hoe spel 'n mens, will you marry me? Hoe spel 'n mens marry? En hoe hy dit mooi maak om dit spesiaal te maak, en die volgende jaar trou hulle, en die volgende 2 jaar is Gia daar, en die volgende 3 jaar is Christian daar. En hoe sy siek was, ook in hierdie swangerskap, en gedink het, sy gaan hom dalk verloor, en hoe die Here hom gespaar het. En ek wil amper sê, voel dit vir my, dis die dade van God, wat ek sien, wat ek aan wil vashou, en dan lees ek in Psalm 139 staan daar, hy sê, voor jou geboorte, het ek jou al geken. In die skoot van jou moeder, het ek jou aan mekaar geweef, jou op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Voordat jy dit nog weet, het God hom aan jou verbind. En so word hy gebore, teen alle logika in, en so is ons vandag hier, en sê ons vir die Here, ons sê vir U dankie. Vandag kom die Here en hy kom sê, al sou die wêreld, maak nie saak wat die wêreld maak nie, maak nie saak of 90% van die wêreld verlore gaan nie, hy sê ek kom verbind my aan jou. En dit was die gebruik mos gewees, in die ou tyd, as 'n stad ingeneem is, as 'n stad oorwin is, dan word die koning se naam oor daai stad uitgeroep. En dan is almal in daai stad, of jy's 'n slaaf, of jy is dan die koning se eiendom. Maar die koning se naam word uitgeroep oor die stad. God roep sy naam oor Christian uit. En sê, en dit staan in Jesaja 43 vers 1. Sê hy sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, so sê die Here wat jou gemaak het. Hy sê, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Elkeen van ons, wat in Jesus Christus God se kinders is, dit geld van elkeen van ons. Hy sê dit vir my, sê dit vir elkeen van ons. Hy sê, jy is myne, ek roep jou op jou naam, ek is jou God. En dan kom bemoedigheid ons en hy sê, as jy deur water moet gaan, is dit by jou. Ek wil altyd, ek doen altyd, is my moeilik as 'n pa, as my kinders swaar kry, ek wil dit dadelik wegvat. Ek wil dadelik inspring, ek wil dadelik iets doen om te keer dat hulle nie swaar kry. Ek wil keer dat dit nie vir hulle sleg is. Ek wil hulle beskerm teen die lewe. God sê, ek vrywaar jou van niks nie, maar ek waarborg jou. Ek is by jou. Hoor hoe mooi sê dit. As jy deur water moet gaan, is dit by jou. As jy deur riviere moet gaan, sal jy nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal die vlamme jou nie skroei nie. Hoekom nie? Want ek is die Here jou God. En dan sê hy, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoogag, jou liefhet, sê ek vir jou,
moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek wil teruggaan na Josua toe. Josua is die een wat ons nou vir Moses opvolg. En Josua is jong, Moses was oud, Moses het 'n klomp ervaring gehad, en dan voel Josua, ek kan nie hierdie, dis vir my te groot, dis te moeilik, ek kan nie hierdie roeping wat God vir my het, kan nie dit doen nie. En dan sê God vir hom, Josua, hierdie woord moet die rigsnoer van jou lewe wees. Hy sê, lees dit, oordink dit, sorg dat jy alles doen wat in hierdie woord staan. En hy sê, ek sal by jou wees, soos wat ek by Moses was. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, ek is by jou oral waar jy gaan. Ons rol in Christen se lewe is om vir hom te herinner en te sê, ons wil mos nou almal, ons wil hê hy moet nie sukkel nie, wil hê hy moet nie swaar kry nie, ons wil hê hy moet nie geboelie word nie, ons wil hê hy moet nie hartseer wees nie. Dis nie ons taak om iets aan dit te doen nie. Ons taak is om vir hom te sê, voor jy gebore was, het God jou geken. Voor jy gebore was, het God jou gevorm, jou aan mekaar geweef. Voor jy nog verstaan het, het God met 'n teken hom aan jou verbind. Hy het jou in sy naam gedoop, en hy het sy naam oor jou gespreek. En hy sê, ek ken jou en ek roep jou op jou naam. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, as jy deur vuur moet gaan, ek is by jou, ek help jou. Omdat jy kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het. En my gebed is, dat dit waar in sy lewe sal wees, dat dit waar in ons lewens sal wees, en dat ons God sal loof en prys oor die dade van hom wat ons gesien het. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat U aan Christen kom verbind het. Dankie dat U vir hom sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Dankie dat U mense gebruik om U woord aan hom te verduidelik, om hierdie sakrament wat gebeur het, vir hom te verduidelik, te vertel, om fees te vier, dat hy aan U behoort, dat U U naam oor hom uitgespreek het, dat U sê, niks sal jou van my skei nie, en niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Ek is die God van die valley, maar ek is ook die God van die mountain. Dankie dat U beloof, dat U saam met hom sal wees. Dankie dat U beloof, dat U hom sal beskerm. Dankie dat U sê, in al die omstandighede, goed gaan tye, sleg gaan tye, U is daar, U is lief vir hom, en U is by hom. Ek bid sommer net vir Corneille, vir Ilse, oupas en die oumas, ooms en die tannies, dat elkeen van ons met soveel blymoedigheid hom sal bemoedig in hierdie pad van die lewe. Dankie sommer net vir hierdie mooi geleentheid. Ons prys U as 'n familie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons gaan 'n laaste lied sing wat ons vra vir die Here uit dankbaarheid, wat ons net sê, laat Heer U vrede deur my vloei, gebruik my lewe, dat U vrede na die wêreld toe uitgaan. En mag die Here sommer net verheerlik word deur ons lewens. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen.